Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die opstanding tot onsterflikheid. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. 1 Tessalonisense 4 vers 14. Vir die gelowige is Christus die opstanding en die lewe. En ons verlosser word die lewe wat deur sonde verlore gegaan het, herstel, want hy het die lewe in homself om lewend te maak wie hy wil. Hy is bekleed met die reg om onsterflikheid te gee. Die lewe wat hy in die mensdom neergelê het, neem hy weer op en gee aan die mensdom. Wanneer Christus kom om diegene wat getrou was by homself te versamel, sal die laaste bassein blaas en die hele aarde, van die kruine van die hoogste berge tot die laagste hoeke van die diepste myne, sal dit hoor. Die regverdige dooies sal die geluid van die laaste bassein hoor en sal uit hul grafte tevoorskyn kom. Almal kom uit hul grafte tevoorskyn met dieselfde gestalte as toe hulle die graf ingegaan het. Adam, wat tussen die verre skare staan, is van hoë lengte en majesteuse gestalte, maar min benede die seun van God. Hy bied 'n duidelike kontras met die mense van latere geslagte. In hierdie een opsig word die groot degenerasie van die ras getoon. Maar almal staan op met die varsheid en krag van ewige jeug. Die sterflike, verganklike vorm, sonder skoonheid, eens besoedel met sonde, word perfek, pragtig en onsterflik. Herstel na die boom van die lewe in die lang verlore Eden, sal die verlostes opgroei tot die volle gestalte van die ras in sy oerheerlikheid. Die lewende regverdiges word verander in 'n oomblik, in 'n oogwink, 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 52. By die stem van God is hulle verheerlik. Nou word hulle onsterflik gemaak, en saam met die verreëse heiliges word hulle opgeneem om hulle Here in die lig te ontmoet. Klein kindertjies word deur heilige engele in hulle moeder se arms gedra. Vriende lank geskei deur die dood is verenig om nooit weer te skei nie, en met liedere van blydskap vaar hulle saam op na die stad van God. Al die kosbare dooies, van die regverdige Abel tot die laaste heilige wat sterf, sal ontwaak tot glorieryke onsterflike lewe.